Goedemorgen, gemeente. Dat is al een nieuwe studie. Met een namens de kerk al die voeren. En die dan nu
enige nuwe intrekkers is, en die na die tyd af in die saam ontvang. Dan vir voorbereiding met ons die stel van tyd, Bianca Moster op ons lys. Sympathie, ek was een van die van Pauline Meyer, Sakie de Plooi, en Sakie se grafgodsdienst is vrijdagmiddag om 2 uur. Celeste van die kerk se broer is afgelope week oorlede, en dan ook Chris van Dijk se broer Johan. So ons net naam van die in die tyd. Dan het ons al te staat ontvang van Marvin en Emilia Owen van ons Stoltenberg Centraal. En dan Frans net op alle kinders na die dienst achter in die kerk te wachten word. De 7 dienst vir elke week. Gemeente, goeiemorgen. Welkom vanoggend hier so. Die lente lyk asof hy nou amptelik hier is en die weer begin saamspeel. So mense is lekker dankbaar daarvoor. Ek het nie verskriklike afkondigings op te maak nie. Ek wil nou maar net sê, indien iemand in die weekrapport of eerder vanoggend se opskrif gesien het oor die wêreld wat volgende week gaan eindig. Ek sien dis darm na braaidag, so ons kan darm braai. En daar is volgende week Sondag 'n diens, ons gaan soos normaal aangaan. Dit van my kant, kom ons word saam gelees. Die naam van die Here moet geloof word, nou en van altyd. Van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Hoog bo al die nasies, heers die Here. Sy mag strek selfs oor die hemel. Wie die hemel of die aarde, is soos die Here ons God. Hemelvader, dankie dat ons mag weet, dat te midde van omstandighede, te midde van onsekerheid, te midde van alles wat in hierdie wêreld gebeur, is U nog steeds in die Here, is U nog steeds daar vir ons. Het ons nie nodig om bang of angstig te wees nie, want U is met ons, en U is aan ons kant. Wees asseblief nog hier met ons waar ons saam as gemeente is, waar ons U kom loof, U kom eer, U kom aanbid, U na U woord kom luister. Mag ons vandag hier in die vrede ingaan. Here, wees asseblief nie die tyd met die skoliere wat besig is met hulle toetsreekse, die matrieks wat besig is met rekordeksamen, en almal wat spoedig begin klaarmaak vir die einde van die kwartaal. Wees asseblief met ons in die besige tyd, en mag ons hier ook U genade en U liefde ervaar. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en dan loof ons die Here. Yeah.
Ek moet vanoggend sê dat die mentjie baie dankie daarvoor. Dis die eerste keer wat ek daai vlaamlied op die orgel hoor en as iemand vir my gesê dit gaan werk, het ek my kop geskit en dit was regtig baie mooi. Dankie daarvoor. Ek wil graag vra dat die jonges wat hier is asseblief na vore kom. Ek wil graag vanoggend 'n bietjie met julle gesels. Julle kan maar so in 'n halfmaal hier so sit, dan kan ek julle almal mooi sien. Ek verstaan nogal 2 weke terug se dominee se skok. Laasweek ook hier staan al en hy ook so hier agter die kanselkleed. En terwyl ek praat, die volgende oomblik daar 'n handjie wat van agter af vat. En vir 'n oomblik het ek ook gewonder, is dit nie wegraak om werk? Julle dink vir hierdie week nie so moeg soos laasweek nie, as julle 'n bietjie beter as laasweek. Dis nie. Dis 'n definitiewe nee, want die gesiggies is daar so half grimmig en glimlaggie, maar sy doen so net 'n bietjie erg. Ja, is nie altyd maklik nie. Is nie altyd maklik nie. Soms is die lewe maar moeilike goeders. So vanoggend gaan ek vir julle 'n maklike vraag vra. Mag mens stoute goed doen? Hoekom nie? Hoekom moet mens nie stoute goeders doen? Want ons kan raas kry. Ou vandag antwoord, dis 'n goeie ene. Het nog een van julle rede hoekom mens nie stoute goed moet doen? Ja. Dis teen God se wil. Want Jesus laat dit. Dis vir my baie goeie antwoord daar. Ja. Jesus hou nie daarvan dat ons beklei. Dis heeltemal waar. En daar's 'n probleem wat inkom as mens stoute goed doen. As ek vanoggend al die sweets daar binne geëet het, sou dit soet of stout wees? Stout. Wat is die probleem daarmee? Ek sal baie soet wees, ja. Maar dit was so stoute gedrag gewees. Wat is die probleem daar? Wat gaan julle na die tyd kry as ek die sweets geëet het? Niks. En dis baie die probleem, dat as mens iets doen wat verkeerd is, dit het nie net 'n effek op menself nie, maar ook op ander. En dis een van die gevare van sonde. As mens dink, ag, dis iets klein, dit gaan nie 'n verskil maak nie, maar baie keer juis, dan het dit 'n effek op iemand anders. En dit is deels hoekom mens nie met stout wees en sonde nie. Hoe nader mens aan God se wil leef en doen wat hy like, hoe beter is dit vir ons. Gaan julle saam kyk? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U woord vir ons sê hoe ons hoort te leef, wat ons moet doen en wat nodig is om naby U te lewe. Here, help ons asseblief om nie te sondig nie, om nie stout te wees nie, maar om die mense te wees wat U wil hê ons moet wees. Amen. Nou het ek 'n ander vraag. Wie van julle is in dagbreek? Okay. Verbeel ek my of het julle al die bietjie nuwe generasie daar gesit? Wie van julle ken die bewegings? Ken julle van die bewegings? Okay, so julle wat van die bewegings ken, gou staan en net van dit vir ons wys wat gebeur. Staan asseblief en help. Okay. Dit sê ons daar's 'n nuwe generasie, wat 'n mens dan? As dit sê nuwe generasie, dan moet op die handjie so van een kant by die ander kant. Okay? Wat er ander moet gebeur wat julle kan onthou? As ek reg onthou, sê dit op 'n stadium hier kom ons so ietsie, wat gebeur dan? Dit mens dalk maar in so ietsie wys. Okay. Ons wen dit. Kom ons staan saam, julle hoef nie meer.
As almal is opgekik, kan die voorskoolse groepie saam met aan die Linda gaan. Onverskoning, een van die jongens vra vir 'n spesifieke liedjie vir volgende Sondag en dit klink vir my baie goed, maar my geheue is op daai punt dat as ek nie nota maak nie, dan gaan wat opgegee word en wat gevra word dalk nie dieselfde is. Ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas hoofstuk 16, Lukas 16 vanaf vers 1 tot vers 13. Lukas 16 vanaf vers 1 tot vers 13. Kom ons neem oomblik en word saam voor Here stil. Hemelvader, dankie dat ons, te midde van wat elkeen van ons in die week mag ervaar het, hier saam as die gemeente mag wees, alreeds nie kan loof en sang, en nou na die woord kom luister, en praat asseblief met ons, en mag ons elkeen hier van U ontvang, wat U vir ons bedoel het. Amen. Lukas 16 vanaf vers 1. Jesus het vir sy disippels ook gesê, 'n ryk man het 'n bestuurder in diens gehad, en die het hom aangekla, omdat hy sy geld verkwis het. Hy ontbied hom toe en sê vir hom, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag oor jou bestuur van sake, want jy kan nie langer bestuurder wees nie. Die bestuurder dink toe by homself, wat moet ek nou doen? Want my werkgewer neem die bestuurskap van my weg. Vir ander arbeid sien ek nie kans nie. En om te weet, skaam ek my. Maar wag, nou weet ek wat ek sal doen, sodat daar mense sal wees, wat my in hulle huise sal ontvang, as ek uit die bestuurskap ontslaan is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgewer een vir een en vra vir die eerste, hoeveel skuld jy my werkgewer? Hy antwoord, 100 vate olyfolie. Toe sê hy vir hom, vat jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Daarna vra hy vir 'n ander een, en jy, hoeveel skuld jy? Hy antwoord, 100 sak koring. En hy sê vir hom, vat jou skuldbewys en skryf 80. Die werkgewer het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. Die mense van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike man om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike man, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee, om as julle eie te besit? Geen huisbediende kan vir 2 baase tegelijkertijd werk. Hy sal of die een minag en die ander hoor, of vir die een meer hoor en vir die ander een afskiet. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Tot daar sit ons skriflesing vanoggend. Ons is in koninkrykstydperk, die amper einde daarvan binnekort gaan ons in Adventtyd wat ons uitsien na Kersfees en alles wat daarmee saamgaan, is nie meer baie ver tot Kersfees nie, minder as 100 dae. So dit is nog nie tyd vir die dominee, maar dit is 'n lekker tyd. En hier na die einde van koninkrykstyd, dan kyk mens normaalweg na hoe mens as 'n gelowige moet optree, wat mens moet doen, wat saak maak en wat belangrik is in hierdie lewe. En vanoggend lees ons 'n gedeelte uit Lukas wat 'n moeilike getuienis het. En is moeilik want as jy jouself gelyk wil stel met enigiemand in die storie, is dit 'n bietjie moeilik want
Dis 'n aardige gelykenis, want iemand word geprys vir iets wat hy doen, wat mense nie reg so dink jy iemand voor moet prys nie. En mense wonder nou, hoekom sou Jesus juis direk nadat hy die gelykenis van die verlore muntstuk, die gelykenis van die verlore skaap, die gelykenis van die verlore seun vertel het, hierdie gelykenis hier insit. Want is 'n aardige een, tog is dit een wat in daardie tyd baie sou sin maak en realisties wees. Ek dink nie daar's een van ons hier, kyk behalwe vir die baie jonges wat nog nooit 'n lening aangegaan het. As jy 'n kar wil koop, 'n huis, wil studeer of enigiets wil doen, dan kry mens mos maar baie keer 'n lening en dan skuld jy 'n bietjie geld wat jy moet terugbetaal. Nou in die tyd wat Jesus geleef het, wat hy op aarde was dit baie algemeen geweest vir ouens wat baie geld, eiendom en goedere gehad het om ander in 'n sin so 'n bietjie te help. Hulle het opgetree as banke en vir mense geld en goed geleen en gehelp dat mense iewerster kan kom. Dan daar was nie oralste amptelike banke gewees nie, maar meeste handelshuise het opgetree as banke. So wanneer Jesus so praat van 'n ryk man wat skuldenaars gehad het, mense wat hom geld skuld, sou dit heeltemal verstaanbaar wees soos ons wat verstaan. Jy kan by Netbank, Absa, FNB gou 'n lening gaan aanmaak om geld te kry vir wat ook al nodig is as jy dit kan terugbetaal. Maar die vreemde ding wat hier gebeur is, daar's 'n bestuurder en die bestuurder word vir alle praktiese doeleindes met sy hand in die til gevang. So hy is 'n klein bietjie in die moeilikheid, hy het aangejaag en gedoen wat verkeerd is. En sy baas sê vir hom, jy moet my nou kom vertel wat jy gedoen het, want jy gaan jou goed oorgee, jy gaan nie meer vir my werk nie. Dis klaar, jy het nou jou deel gebring en gedoen, en nou gaan ek iemand anders in jou plek kry. Wat mense heeltemal verstaan, want as iemand met hulle vingers in die til gevang word, dan is mense maar 'n bietjie senuweeagtig om hulle weer met geld of iets van die jaar te vertrou. Al is hulle baie goeie en nice mense, is dit nou maar een van daai goeders wat mens angstig maak. En die bestuurder dink by homself, hy sien nie kans om hande arbeid te doen nie, want hy weet ook, niemand gaan vir hom weer aanstel in 'n admin pos nie, want hy het dit misbruik, so dit gaan nie werk nie. En hy is te trots om te bedel, want dit gaan ook nou nie vir hom werk nie, so hy het nie reg opsie vir wat op aarde gaan hy doen om aan die gang te bly nie, want mens het nogal die verwagting, hierdie baas gaan nou om te kom en vir hom sê, kyk, dis die verslag, mooi so, gaan. Nee, jy kry nie 'n laaste check nie. Totsiens. En hy kry 'n plan, en vir ons klink dit baie aardig. Dit klink nogal asof hy die boeke kook en iets doen wat absoluut verskriklik is, want as jy 'n lening by die bank het, dit sou baie lekker wees om die bedrag te gaan verap van 'n miljoen na 100.000, maar ek dink nie enige van ons banke gaan dink jy snaaks as jy vir hulle sê, nee, ek skuld jy nie meer 'n miljoen nie, dis net 100.000. Hulle gaan jou ook nie glo nie, want dis nie hoe dit werk. Maar die ou roep een vir een die ouens in wat geld skuld, en hy sit met die baseboeke hier, en met hulle boeke, en hy sê, okay, wat skuld jy? En hulle verander in die oorspronklike en in hulle kopie dit, so as die ryk ou nou gaan kyk na die boeke, dan sien hy, okay, dit is nie wat hy onthou nie, maar dit is by albei daar, so hy kan nou nie regtig daaroor stry nie, dis nou die nuwe bedrag, en hierdie skelm bestuurder het dit gedoen om vir hom pelle te maak. Mens kan nogal dink, as jy beskiklik 40% minder skuld, gaan jy nogal dankbaar wees vir die ou wat jou skuld bietjie minder gemaak het. En hy sien dit as, hierdie is die manier wat hy sy lewe makliker kan maak. En mense sou dink dat ten minste een van die skuldenaars die vraag gaan vra van, is hierdie nie dalk oneties nie, is dit nie dalk verkeerd nie, is hierdie nie dalk een van die dinge wat ons nie kan doen nie. Daar's wel 'n bietjie van 'n vangplek in hierdie gelykenis wat vir ons nie meer sin maak. Want ons weet almal waarskynlik hoe 'n lening werk. As jy 'n huis koop, betaal jy ten minste 1.5 keer die huis terug. En dis oor rente. Want op enige lening kry jy rente. Die vangplek is in die Ou Testament, in Levitikus, Exodus, Deuteronomium, is daar spesifieke goeders
gesê oor rente op lenings. En hier soos een van die gedeeltes wat sê, wanneer 'n mede-Israeliet so in die skuld raak, dat hy nie kan betaal nie, moet jy hom help, soos 'n vreemdeling of 'n bywoner, en hom by jou aan die lewe hou. Jy mag hom geen rente van enige aard laat betaal nie. Dit klink ons nogal baie aangenaam vir 'n mede-Israeliet, as hulle by jou iets leen, dan, veral as hulle armes en nie knyp is, dan mag jy nie vir hulle rente vra nie. En 'n algemene interpretasie was gewees dat, Bybels gesproke, vir ander gelowiges moet jy nie rente vra nie. Jy kan 'n lening aangaan, ja, maar dan bepaal jy vooraf, hierdie is wat die lening gaan kos, dis die ekstra wat jy gaan betaal, daar's nie 'n maandelikse rente wat bykom nie, daar het 'n latere ding gekom. So, die kwessie hierso is, as hierdie ryk ou vir ander mense goed geleen het, of gegee het op skuld, dan kon hy vooraf vir hulle gesê, dit is wat ek jou ekstra gaan kos, maar wat baie keer die algemene praktyk van daai tyd was, is, as jy geld leen, het jy so omtrent 25% rente betaalbaar. Wat nie so vreemd is op 'n lening wat daar nie 'n waarborg is nie. Maar as jy goedere sou vat, kan dit enigiets tot 40-50% rente wees. So amper helfte van wat jy vat, wat jy ekstra bysit. So die waarskynlike realiteit is dat hierdie skuldbedrag wat daar was, is nie wat geleen is nie. Dis wat geleen is plus 'n baie groot stuk rente. So wanneer die bestuurder sê, kom ons skryf dit af, dan sê hy basies, ons skryf die rente af. Wat aan die een kant baie nice is, en die baas sou dan ook nie regtig iets daaroor kan doen nie, want van hierdie ouens was waarskynlik medegelowiges gewees, so vir die medegelowiges moes hulle nie eintlik rente gevra het nie, so oeps. So hy is in daai posisie, kom jy moes dit nie gedoen het nie. Dis nou daai ekwivalent van, moet dit asseblief nie doen nie, maar die storie sal vertel, as jy nou by binnelandse sake iets vinnig gedoen wil kry, dan sit jy 'n bruin papierkoevert op die tafel neer. En as alles klaar is, dan gee jy die koevert, dan kan hulle sien daar's niks in nie. Jy kan nie aangegee word daarvoor nie, want om 'n braai te ontvang is onwettig, en om 'n braai te gee is onwettig. So, wat jy gedoen het is nie onwettig nie, maar dit is verkeerd. En dis presies wat hier gebeur het. Die oneerlike bestuurder het 'n oneerlike ding gedoen om die regte ding te doen, en nou kan hy nie met die vingers getik word daaroor nie. Dis waarom die baas vir hom kyk en sê, okay, wel dan, goeie werk, jy het vir jou pelle gemaak, slim, jy het 'n oneerlike manier gebruik om by iets goed en sinvol uit te kom, en hy. En hy sê basies vir alle praktiese doeleindes, 'n ding wat mense baie keer glo, 'n ding wat mense baie keer van oortuig is, dat jy kan doen wat ook al nodig is, solank as wat jou einddoel, dit waarna jy gaan, goed is. Dit is iets wat toegeskryf word aan Machiavelli en 'n spul ander ouens deur die geskiedenis, maar dit beteken basies die einde heilig die middel. So ek kan verskriklike, afgryslike, onwettige en onetiese goed doen, solank as wat dit op die einde die goeie laat gebeur. En dit is wat hierdie bestuurder vir dit sê. Dis wat dit neerkom in hierdie gelykenis. Die hele gelykenis wat Jesus die storie vertel is, hierdie skurk het hierdie skurk gevang, hierdie skurk het iets verkeerd gedoen, hierdie skurk sê vir hom, mooi so, want jy het besef, dit wat jy oneerlike goedheid kry, gaan nie vir altyd hou nie. So maak maar vir jou 'n paar pelle, dat wanneer jy gevang word, jy nie in die moeilikheid sal wees nie. Dat daar mense sal wees wat sal sê, gaan nie met jou besigheid doen nie, maar ek sal vir jou kos gee. En gee daarom 'n bietjie help. En dit is iets wat ons in hierdie wêreld verskriklik baie sien. As jy in die koerante gaan kyk, as jy die nuus gaan kyk, dan 90% van al die politici in die wêreld gaan kyk, dan is dit die norm wat ons sien. Ek kan doen wat ek dink reg is, al is dit verkeerd, solank as wat my doelwit goed was. Ek het goed bedoel.
al het dit my mense seer gemaak, en al het dit my probleme veroorsaak, al het dit oorlog gemaak, dis nou maar een van daai dinge, dit het dan op 'n goeie uiteinde gekom. En dan kom Jesus, nadat hy die gelykenis plaasgevind het, en hy sê, jy moet betroubaar wees, en selfs die kleinste van dinge. Wie betroubaar in die klein dinge is, sal betroubaar in die groot dinge wees. Dis soos domino's. As jy hulle uitpak, en jy raak in een, dan val hulle al. En hulle gaan so aan, en dit is hoe ons lewe is. Soos ek vir die kinders gevra het, as ek hulle switch opgeet het, sou hulle baie ongelukkig daarmee gewees het, en dis die probleem. As mens iets doen wat verkeerd is, en jy kom weg daarmee, dan gaan dit volgende keer baie makliker wees om dit weer te doen. Want ek het weggekom daarmee. Soos ek laasweek gesê het, ek het vir 8 maande weggekom met 'n spoedboete. En dit was baie pret. Toe ek my weer herinner daaraan, ek besef het ek gaan iewers moet betaal. Want sonde kom altyd terug na jou toe. Maak nie saak hoe goed dit bygesteek is en hoe goed die intensie is nie. Iewerste gaan daar 'n probleem kom. Iewerste gaan mens uitgevang word, en dan is jy in die moeilikheid. Want ons reputasies is ongelukkig 'n redelik aardige ding. Jy kan een van die beste, aangenaamste mense wees, maar jy doen een ding wat jy nie veronderstel was, of jy word iewers teruggevang met iets, en dit word jou reputasie, en mense gaan onthou jy daai een ding verkeerd gedoen. Hulle gaan al die ander goed vergeet, en wag 'n bietjie, daai ou. Daarom sê Jesus, alles wat ons doen, is belangrik. Dat mens in die klein dinge betroubaar is. Want dit wat ek doen, wys waarin ek gaan. As ek elke dag my kinders beskree, vloek, skree, skel, want ek wil hê hulle moet streng groot raak en goeie mense wees. Hulle gaan dalk weet wat die reëls is, maar hulle gaan dalk nie weet wat liefde is. En dan gaan hulle dalk op die eind van die dag niks met my te doen wil nie. Jesus kom sê dat mens na mense lewe moet kyk, na alles. Dat mens nie kan sê, ek kan doen wat ek wil, en solank as die uiteinde goed is dit okay nie. Hy kom sê dat elke liewe ding wat mens aanpak, wat mens doen in hierdie lewe, maak 'n verskil. En het op die eind van die dag iets wat dit na toe lei. En dan sê hy daai bekende uitdrukking wat almal waarskynlik gehoor het, 'n mens kan nie twee baase dien nie, jy kan nie God en mammon dien. Nou vir die wat nie weet wat mammon beteken nie, dit is 'n Ou Testamentiese term, ek moes die week weer gaan oplees het, wat beteken goedere of geld. En dit klink nogal aardig, jy kan nie God dien en goedere en geld nie, want weet nie van julle nie, maar ek hou nogal daarvan as daar geld in die bankrekening is, en ek hou van my goed by die huis, dis nogal nice om dit te hê, ek is nie van plan om alles weg te gee en in 'n leerhuis te bly en te leef en al die geld weg te gee en te loop vir genade nie, mens wil dit nou hê. En dis nie wat Jesus sê nie, hy sê nie, jy mag nie geld hê nie, jy mag nie besittings hê, jy mag nie eiendom hê nie. Hy sê wel, jy kan dit nie dien. En dis 'n realiteit, soos wat die voorbeeld gegee word, 'n bediende kan nie vir twee mense werk en dieselfde doen nie, want die een gaan meer aandag kry as die ander een. Dis soos wanneer jy vir twee werkgewers werk, die een is nice en betaal beter, so jy gaan meer aandag daar gee, die ander een betaal dalk nie so goed nie, so jy gaan nie heeltemal aandag daar gee. Dis dieselfde met geloof en besittings. As ek alles wat ek is gee, om geld bymekaar te maak, om ryk te word, om die nuutste van alles te hê, dan gaan dit lekker wees, maar die prys gaan waarskynlik my gesin, my vriendskappe, my geloof en al daai dinge wees. Terwyl as ek die Here dien, doen wat sy woord sê, dan sê dit vir my, ek moet omgee oor my gesin. Dit sê vir my, ek moet verantwoordelik wees met dit wat hy my toevertrou, my geld ook. En glo dit of nie, die Bybel sê op 'n paar plekke, werk hard. Bring jou kant by die werk. En as mens dit doen, is jy geneig om aan die einde van die maand jou salaris te kry. Daar's normaalweg die besittings wat jy nodig het, nie noodwendig altyd alles wat mens wil hê. Dis juist die punt wat Jesus maak. As ons onsself probeer bevredig deur
groot genoeg bankbalans of genoeg besittings, gaan mens dalk daar kom dat jou bankbalans groot genoeg is, of dat jy daai een ding besit wat jy nodig het. Want as jy dit het, gaan alles fantasties wees. Dis is door die gym nie gekry, dit was die beste voertuig op die aarde gewees, en ek was so mal daaroor gewees. En gister toe ons gaan draf, toe sien ek die 5 deur ene, en hy lyk baie mooi. Baie nice, myne is nie meer so kry. Ek gaan nie al die kry nie, want myne is maar afbetaal, dis lekker om afbetaalde voertuig te hê, maar dis die probleem met enigiets anders wat jy najaag. Dit bevredig jou vir 'n rukkie en dan, dis net wanneer mens God die eerste plek in jou hart gee, dat dit anders te werk. Dan het jy ook die dinge wat jy nodig het, maar dan besef mens ook, ja, daai lentjie groen, soos op die gym, lyk regtig baie mooi, maar ek het nie 600.000 rand se lening op hierdie stadium nodig. Myne werk piekfyn en ry oralste waar ek wil wees, en stel my nog in staat om aandag aan my gesin en al daai dinge te gee. Ja, dit sal lekker wees om 10 miljoen in die bank te hê, maar dit is baie lekkerder dat my kinders op my skoot kom sit en vir my sê, hulle is lief vir my. Dit is baie beter om vriende te hê wat saam kerk te kom, as wat dit is om op die eind van die dag gesê te word, daai jou kan jy nie vertrou nie. Dis wat Jesus met hierdie gelykenis kom sê. Oneerlikheid, ongeruimte. Maak 'n mens vir 'n rukkie populêr, maak mens vir 'n rukkie ryk, en kan jou heel bo bring tot iets verkeerd gaan, en daar gaan altyd iets verkeerd. En dan verloor jy alles. Terwyl as mens die Here dien, die Here volg, en die pad saam met hom loop, dan beland mens daar waar mens veronderstel is om te wees. Hierdie gelykenis nooi mens om vir jou die vraag te vra, wie mens dien, wie die belangrikste in jou lewe is. Is God en liefde vir mens die belangrikste, of geld? Want mens kan nie albei die belangrikste maak. En wat jy nie die belangrikste maak, bepaal wat mens doen. Dit vra van ons om te gaan kyk na ons lewens en te kyk, is ek, soos hierdie skelm bestuurder wat aanjaag, want moet genoeg wegsit, moet genoeg kry, of is ek soos Jesus voorstel? Betroubaar ook in die klein dinge. In die vertroue dat as ek doen wat sy wil is, hy sal omsien, hy sal voorsien, en dinge op die eind van die dag uitwerk. Dus kom ons, neem die tyd, word saam voor die Here stil, en vra hom om ons te help, ons lewe reg te kry. Hemelvader, dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie dat elkeen van ons kan weet, dat ons vir die kosbaar is, en dat het nie saak maak wat ons bankbalans is, wat op ons bateregister is, wat voertuig ons ry, wat eiendom ons het, om ons belangrik genoeg te maak. Here, dankie dat ons net U kan ken, U kan volg. Here, kom help ons asseblief, in hierdie wêreld waarin ons leef, wat so gefokus is op die materiële, so gefokus is op die dinge wat nie ewig is nie, te ignoreer. Here, help ons asseblief, om nie in die vyand se lokval te val, en vastgekeerd te word in 'n siklus waar ons die een ding na die ander moet doen, om te probeer uit die klein, nie die oneerlike ding na die volgende doen, net om bo te bly. Here, help ons asseblief, om 'n lewe te leef waar ons in die klein en in die groot betroubaar is. Here, help ons om te besef, dat hierdie lewe kan ons net een baas dien. Mag daai baas altyd U wees. Here, vergeef ons asseblief vir elke keer wat ons nie U woord gebruik as die maatstaf nie, maar dit wat ons nie die wêreld sien. Vergeef ons vir elke keer wat ons vaskyk in ons omstandighede, in ons geld, in dit wat ons het as besittings, en die raaksie, die rykdom wat ons het in verhoudings, die rykdoms wat ons het, en die genade en liefde, en die gelukkige oomblikke wat U vir ons gee. Here, kom help ons asseblief, met die lewe te leef soos U dit bedoel het, een waar ons U dien, een waar ons U navolg, een waar ons U wil doen, en ware rykdom, hier op aarde, maar ook in die hemel daarna, sal ervaar. Here, gee ons die moed, om elke dag 'n besluit te maak, om U te volg, U te dien, en U wil te doen, alles ons alleen daar,
Al maak dit ons vreemd en anders is hier wêreld. Help ons asseblief om so oop te tree, dat mense sal sien, dat ons naby U is, en U wil, met alles wat ons is, nastreef. Mag ons meer soos U word. Here ons Vader, nie uit verdienste nie, maar alleenlik deur die genade. Amen. Daar is nou 'n geleentheid waar ons die Here ook kan eer met ons dankoffers. Ek wil vra dat ons saam staan en ons geloof harte bely, om ons te herinner dit wat saam word, dit waarvoor ons staan en wie ons dien. Kom ons staan saam en bely saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en ewige lewe. Amen. Kom ons bly staan vir ons loflied. Ons
die liefde van God ons Vader en die saamwees van die Heilige Gees ons lei, ons dra en ook ons beskerm, nou maar tot in ewigheid. Amen.